soos U. Ewig en alwetend, en die grote naam loop U vooruit. Ons is skepper van die grote heelal. U is groot, U is groot. U verdien my lewe en gehoorsaam my, want U is God, U is God. Onmeetbaar, ontelbaar, U is foutloos en daar's niemand soos U. Ewig en alwetend, en die grote naam loop U vooruit. Ons is skepper van die grote heelal. U is groot, U is groot. U verdien my lewe en gehoorsaam my, want U is God, U is God. Ons is skepper van die grote heelal. U is groot, U is groot. U verdien my lewe en gehoorsaam my, want U is God, U is God. Ons is skepper van die grote heelal. U alleen is Vader, heilig is die Heer. Ek is vry deur U genade, niks sal U kan keer aan U die hoogste Heer. Nie daarom so op en hart wat brand, staan ek voor U en neem U hand. Ek lê my lewe voor U neer, ek smag na U meer en meer. Ek val met my sonde voor U neer. U was
sit ons so en ons bid saam. Hemelse Vader, hierdie laaste woorde, bereik U doel met my. Here, hoe is dit nie ons gebed dat U wil in ons lewens sal geskied nie. Here, want U doel, U wil, U wysheid is so verre weg die beste vir ons. Here, U doel, U wil is so gevul met lewe, drome, passie. Dit is so gevul met wysheid en Here, dit sal 'n effek hê op ons gesinne, ons mense, almal rondom ons. Daarom is dit ons gebed, Here, bereik U wil, U doel met my lewe. Here, en hoe bid ons nie dat ons sal sien, dat ons sal hoor, wat is U wil nie? Here, soveel van ons wil dit so graag hê, ons begeer dit, ons soek dit. Here, maak ons ore oop, maak ons oë oop, dat ons sal sien en hoor. Wat is U wil? Wat is U doel? Wat wil U met my lewe bereik? En Here, al wat ons vanoggend kan doen is sê, ons gee ons lewens, Here. Hier is dit nou, Here, praat met my, leer my, wys my. Wat is U wil, Here? En bereik U doel met my. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Baie dankie, liewe gemeente, U kan gerus sit. Ons sê dankie vir Sanet hulle, hierdie aanbiddingsgedeelte saam met hulle ook. Nou van my kant af, eerstens geluk aan die ouers wat kindertjies toegewy het, en dan ook natuurlik geluk aan al die paas met Vadersdag vandag. Al die oupas en so aan wat ook kuier hier by kinders en kleinkinders, baie welkom hier saam by ons by Lewensentrum. En dan natuurlik is ook altyd hartseer, persone wat pa die afgelope tyd aan die dood afgestaan het. Ons dink ook aan julle vandag, die hartseer, die memories en so voort. So sterkte ook vir julle, maar vir die res van julle baie gelukkige Vadersdag. Nou, ons is besig met 'n reeks wat handel oor verstaan ikone, maar ons gaan hom alweer breek. So ek dink die van die weet al, hierdie hele jaar sover, ons doen hom so 2-3 weke, dan breek ons hom vir Paasfees of Pinkstertyd of Vadersdag, Moedersdag, so ons breek hom weer en dan is dit skoolvakansie en dan sal ons weer aangaan met ikone na die skoolvakansie. So vandag 'n spesiale Vadersdag boodskap, maar ek dink is 'n boodskap vir almal van ons van wat is God se wil? Wat wil hy met jou lewe bereik? En hoe lyk vaderskap vir elkeen van ons in hierdie lewe, in hierdie tyd waarin ons vandag leef? Kom ons begin sommer dadelik 'n skrifgedeelte wat my hart gestir het so 2-3 weke terug in die gedagtes rondom Vadersdag. Ek werk deur die boek Korinte self en toe ek by hierdie skrif uitkom, het hy regtig net my hart gestir. 1 Korintiërs 4 vanaf vers 15 af. Kom ons gaan lees daardie skrifgedeelte saam. Hy sê: want selfs al sou julle 10.000 ander leermeesters hê, om julle omtrent Christus te onderrig, het julle net een geestelike Vader. Ek het tog julle Vader in Jesus Christus geword, toe ek die goeie nuus aan julle verkondig het. Daarom vra ek julle dringend, volg my voorbeeld. Ek het Timoteus juis om hierdie rede na julle toe gestuur, om julle hierin by te staan. Hy is my geliefde en betroubare kind in die Here. Hy sal julle herinner aan my Christelike optrede en onderrig, soos ek dit oral in elke gemeente gedoen het. Nou Paulus skryf hier groot, kom ons sê, geestelike woorde, maar sê wel goed. Hy skryf vir die gemeente in Korinte en sê, julle het baie leermeesters in Christus, maar julle het net een geestelike Vader. En dit was nou Paulus geweest. Nou, ons gaan nie oor die een geestelike Vader in jou lewe praat nie, maar net vir interessantheid. Kan jy onthou wie het jou na die Here toe gelei? Kan jy onthou wie was die persone in die span of die groep of mense om jou, klein groep of wat ook al, wat jou gehelp het om Christus in jou lewe te ontdek? Dis die geestelike Vader. En daarna, verskillende kerke, verskillende predikante, verskillende boeke, mense ensovoorts, is die leermeesters wat jou verder geleer het. Nou Paulus skryf hier en hy sê, ek was julle geestelike of is julle geestelike pa, maar julle het baie leermeesters gehad. Maar waarby ek wil uitkom, nie soseer oor die geestelike aspek nie, ek wil uitkom by die gedeelte waar Paulus definieer. Wat is die hoofdoel van 'n pa? En hy gee die woorde, hy sê, ek vra vir julle dringend. Nou nogal hy sê nie net ek vra julle nie. Hy sê ek vra julle dringend. So daar's klem hierop. Volg
my voorbeeld. En dan sê hy, ek stuur Timoteus na julle toe, is een van my geestelike kinders, en ek stuur Timoteus om julle te help om my te volg. Hy sê, want Timoteus is 'n kind van my, geliefde van my, en hy gaan julle alles leer wat ek hom geonderrig het. En hy gaan julle wys my lewenswandel en my woorde. En die bottom line van wat Paulus sê is, volg my. Ek stuur vir julle tot 'n helper om julle te wys hoe om my te volg. Nou, toe ek hierdie woorde lees, toe wonder ek by myself, wow, kan ek vir mense sê, volg my? Volg my na? Ek bedoel, dis massiewe woorde, né? En Paulus skryf, hy sê, as julle my navolg, in 'n ander gedeelte, dan sal die God van vrede by julle wees. So Paulus sê iets van, as julle my volg, dan sê julle altyd vrede in julle harte, en dit sal goed gaan met julle, en julle verhouding met God sal great wees, en daar sal gebede, en liefde, en passie, alles sal in julle lief wees. Volg my na. Nou, ek moet sê, toe ek hierdie woorde lees, ek weet nie of ek altyd dit kan sê nie. Ek weet nie of ek altyd vir die gemeente kan sê, volg my nie. Een het eendag vir my gesê, Andries, watse tipe kerk sal jy hê, as jou lidmate is wat jy is in die geheim? Ouch. Die tweede gedeelte was nie nodig nie, nee. Ja, jy kan my volg as ek hier is, maar hoe sal ons kerk lyk, hoe sal die lidmate lyk, as hulle is wat ek is, in die geheim? Dis wat Paulus hier skryf, volg my, selfs in die geheim. Jy kan my maar paadjie stap saam met my, selfs in die geheim. Hy sê, ek stuur Timoteus na julle toe, wat gaan wys wat's my woorde, maar ook wat's my dade. Jy weet, baie van ons kom aan ouers, wat's ons favorite? Doen wat ek sê, moenie doen wat ek doen nie. Nee? Hy werk nogal vir kinders daai, nee. Hulle doen nooit wat ons doen nie. Okay, maar dis wat Paulus sê, ek kan maar doen wat ek sê en doen wat ek doen. Volg my na. Nou, hier's waarby ek wil uitkom vir Vadersdag. Ek het gaan, toe met hierdie skrif sit te werk, het ek begin wonder, wat is die hoofdoel van 'n pa, van 'n vader? En ek weet ons eerste denke, al ons mans, ons eerste denke is hierdie, ek moet die rekening betaal. Okay, kom aan, dis ons eerste gevoel. Wat is die doel van 'n pa? Jy weet, betaal. Maar daar's dalk meer, hopelik, as net betaal. Wat is die hoofdoel van 'n pa? Nou weet jy hou nie daarvan om die kinders pak slaag te gee nie, so sy gee daai doel vir my. Kom slaan jy die kinders, okay? Ek weet ook nie of dit my hoofdoel is nie, maar ja, daar's tug, daar's opvoeding, daar's versorging, daar's voorsiening, is alles 'n doel van 'n pa, al daai goed deel van ons lewens. Maar wat is die hoofdoel van pa wees? Paulus se woorde. Die hoofdoel van pa wees is hierdie dringende woorde. Jy moet 'n pa se voorbeeld kan volg. Nou hier raak dit so 'n bietjie ouch vir my. As dit my hoofdoel is, hoe slaag ek in my doel? Kan my kinders my voorbeeld volg? Kan hulle word wat ek is? Hoe gaan dit lyk as hulle soos ek is? Is dit okay met my? Is dit okay met jou? Die hoofdoel van pa wees, nie voorsiening, kos en klere en geld en werk en besigheid en al die goeie. Hoofdoel van pa wees is, word soos ek, lyk soos ek, leef soos ek. Nou hierdie hele pa storie, hierdie pa issue, kom hulle rukkie met ons gemeente. Dalk sal van julle wat kan onthou. Ons het om Desember al gedoen. Onthou julle Kersfees boodskap was die verlore seun Rembrandt se skets. Daar's 'n jong seun en hy het gerebelleer en weggeloop en daar's 'n ouer seun en hy het die wet geonderhou maar hy was bietjie stuck up en bietjie issues gehad en dan was daar die pa in Rembrandt se skets. En ons het daai reeks byvoorbeeld afgesluit en gesê ons word geroep om paas te wees. En al hoe meer hoor ek hierdie woorde nie net vir my geestelik en vir ons gemeente nie, maar ek hoor dit oor en oor, ons kort weer paas. Ons is iets van 'n fatherless generation sê hulle, wat weer paas kort wat die rigting kan gee en sê, volg my na. Paulus, ek hou van Paulus se voorbeeld, né? Paulus het 'n Timoteus gehad. Jy het dit al gehoor, jy moes al iewers in kerk hierdie woorde gehoor het. Alle slim mense, alle wyse mense, alle suksesvolle mense is soos Paulus. Hulle het iemand bo hulle en het iemand onder hulle. Iemand wat hom leer was Barnabas. Barnabas het Paulus onder sy vlerk ingeneem, so 'n bietjie gementor, en Paulus het weer vir Timoteus onder sy vlerk geneem en Timoteus groot gemaak. So weer so simpel vraagie. Nie net kan jy jou geestelike pa onthou nie, maar
Praat jy dalk nog met hom, het hy nog 'n rol in jou lewe, maar is jy iemand se geestelike pa? Het jy Timoteus in jou lewe? Dis waarop dit neerkom. Het jy 'n Barnabas, is altyd lekker, iemand wat jou kan help en met jou praat, maar is jy ook vir iemand 'n Paulus en iemand as jou Timoteus, wat jy bietjie die touwys maak en bietjie hand gee en vashou en help en dra? So, hier's net die vraag, as die hoofdoel van vaderskap voorbeeld is, wie volg jou voorbeeld? En is dit 'n voorbeeld om te volg? Hoor wat sê Paulus hier in 1 Korintiërs 11:1 en hy het dit so baie gesê. Volg julle dan my voorbeeld, soos ek Christus sin volg. So hier's die sommetjie wat ek sien, is Paulus volg Christus, en hoe beter hy Christus volg, hoe meer kan hy vir die agterom sê, volg my. Want ek het 'n duidelike prentjie van Christus, en ek volg Christus, en nou volg jy my. Nou kom ons praat gou oor hierdie volgding. Kom ons, Baas, kan ek gou net so pik op jou, vir 'n paar minute? Ek bedoel, ons is vinnig om vir ons kinders te sê, volg my in besigheid, volg my in werk, volg my in dissiplines, volg my in hoe die lewe werk, volg my om suksesvol te wees. Ek dink die uitdaging, 99% van die tyd is eintlik, paas wat vir hulle kinders kan sê, volg my geestelik. En sodra ons by geestelik kom, daar's baie paas wat sal sê, nee, volg my eerder jou ma, okay? Hou aan haar rokspante vas, dalk maak jy die hemel, maar hier by my gaan ons net saam moeilikheid kry, okay? Paas, dis eintlik 'n geestelike ding. Kan jy vir jou kinders sê, kan jy vir jou gemeenskap sê, volg my soos ek Christus volg? Nie net in besigheid nie, nie net in die hardheid en dissiplines van die lewe, nie net hoe jy sukses gaan behaal, nie net hoe jy kan werk nie, volg my geestelik, spiritually. In my verhouding met Christus, kan ek jou leer hoe jy 'n verhouding met Christus kan hê. Toe ek nou aan hierdie ding sit en werk, en ek dink aan al ons verantwoordelikhede, om vir ons kinders te kan sê, volg my, volg my, volg my, volg my na Christus toe en alles, toe kom ek agter, die meeste mans wat ek ken, is bang om hierdie woorde te sê. Kom ons wees eerlik, ek's bang om dit te sê. Ek is bang om vir my kinders te sê, volg my na Christus toe, of volg saam met my na Christus toe. En hier is die rede, weet jy, hoekom is die meeste mans bang daarvoor? Ons sit met regrets, verwyte. Ons sit met foute in ons lewe, en ons egos en ons manlikheid en allerlei klomp ander issues van ons sukkel ons om ons foute te erken en daarmee regtig te deel. Ek kuier baie saam met mans. Ek love plase, boere, manne. Dis 80% van my bediening soek ek manne op en hoor hulle stories. En hulle almal steek hulle foute weg. Vertel jou nie van hulle mislukkings nie. Vertel jou nie van hulle donker dae nie. Hulle begin eers boldness kry as hulle so 'n paar goeie dinge gedoen het. Dan vertel hulle, dan volg my geld, volg my sukses, volg my besigheid. En wat van die dae toe jy gesuffer het? Nee, praat nie daaroor. Harde lesse, praat nie daaroor nie. Manne sit met regrets, spyte, verwyte, en daarom is die meeste mans bang om te sê, volg my. Kom ons praat uit, kan ek gou so 'n bietjie krap, weer, mans? Ek bedoel, ons sit met goed, nee, die meeste van ons sê is alright, jy kan my dalk volg in besigheid. Want ek het 'n paar harde lesse in besigheid, 'n paar bad vennote gehad, en hulle het my ingedoen. Maar nou, ou maat, jy weet, ek het onderskei. Ek kan nou so kyk, dan weet ek. Sy oë is te ver uit mekaar uit, hy's 'n skelm. Het jy al daai nog gehoor? Ek het nie geweet hoe ver jy oë uit mekaar uit is, bepaal of jy 'n skelm is nie. Maar in elk geval, né? Dan kry jy nou hierdie mans, hulle is nou slim. Kyk, nou het hulle die lewe uitgefigure, want hy het in besigheid hulle 'n paar harde lesse geleer. En dan sê hy, volg my. Maar dan is daar areas van sonde. Areas van skuldgevoel. Daar's van hulle wat self skuldgevoel in besigheid het, wat alles verloor het. En sukkel om te oorleef, en betaal net budget, betaal net die geld. En hulle is die laaste wat vir hulle kinders wil sê, volg my, jou pa het 'n paar dom besluite gemaak, en dis waar ons nou sit, en ons het alles verloor. En ek het 'n werk begin, en dit het nie gewerk. Ek het my eie besigheid begin, en dit het nie gewerk. So daar's daai spyte ook in besigheid, maar dan die hoofarea van spyte is natuurlik sonde, né? Mans het maar sonde. Ek bedoel, ons praat bietjie van die mere, weet, kwaad word, raar, ek nou die dag ry ek verby 'n ou, maar hy verduidelik jou hier voor hom, allerlei Franse tekens, en ek sien die laaitjie agter sit, hy verduidelik so. So, ons mans het maar ons issues, né? Kinders skree net soos ouers al. Maar so ons is bang om te sê, volg my.
Want ons weet, as hierdie tor afval, maar dan kom jy, dan sê ek, dan doen ek, dan sê ek maar, dit is my lewe, jy weet. So ons is bang om te sê, volg maar, want ons het ander issues, ander sonde, ander skuldgevoelens. Daar's mans wat, ja, hy wil eerder nie met sy kinders oor huwelik praat nie, hy wil eerder nie met sy kinders oor seksualiteit, hy wil nie eerder met sy kinders oor hierdie, maar hy sit met skuldgevoelens in sy lewe, sit met issues in sy lewe, en ek wil nie eens kom by geestelik nie. Hoeveel mans voel net geestelik as ek nowhere, ek glo in Jesus, dankie tog, ek hoop ek gaan hemel toe, mamma in die aande moet die Bybelstories lees en die gebede doen, mamma moet dit maar doen. En pappa, ek, is een van die papas, ek kom te moeg by die huis. So ma lees die stories, ma doen die gebede. Ek kan jou vertel, ek het nou die aand, ek bad aand gehad. Ek sal in die bed, en hy julle slaap aan 'n bed in ons kamer, as het so koud is, bederf male, lekker snoesig. En AJ trek weg, en hy begin die Onse Vader gebed bid. Maar vol foute, en hy sê hom nog nie vlot nie. En ek spring in, en ek begin saam met hom die Onse Vader gebed bid. En ek bid hom so 2 keer, ons bid hom so 3 keer deur. Ek so trots op my laaitie, hy bid die Onse Vader. En nou ek die vraag vir hom, net toe hy so klaar is, ek sê, ja seun, waar het jy dit geleer? Hy sê vir my juffrou by die skool het my geleer. En ek dink by myself, oh man, moes ek dit nie vir hom geleer het nie. And by the way, ek is die pastoor, jy weet. Hy is my favorite gebed, by the way. Hy haak af en sê, "Hi pappa, hoe ken jy hom?" Ek sê ek word betaal om hom te ken, actually, jy weet. Deel van my job description, ken jy die Onse Vader? Het jy hoe blind het ek gevoel? Ek lê in die bed en ek dink, wow, wat 'n voorbeeld. Die juffrou met hom, pa, soveel keer het jy al aan tafel gesit en dan sê jou kinders hierdie cuteste gebedjies op. Nou was nie ek en jy wat dit vir hom geleer het nie. Is iemand anders dit. So, as ons net hieroor praat, ons sit met regrets, ons sit met spyt, ons sit met skuldgevoelens, verwyte, en ons sê, ja, hoe het ek hier gekom, en kan ek regtig vir my kinders sê, volg my, ek wil, daar's soveel goed wat ek wil oordoen, en anders doen, en beter doen, en net, ek wil, die ure, die werk, die stres, die verantwoordelikheid, die kwaad word, die issues, die baggage, al die goed wat ek dra, my kinders, ja, draai die helfte van my uit, maar nie die ander helfte nie. So, dis waarom ons sukkel om te sê, volg my. Nou, ek dink aan Dawid, hy was vir my in hierdie preek in my kop, was hy vir my so 'n amazing voorbeeld. Julle ken Dawid se storie, ek wil nou nie weer hamer op die ou se arme mistakes nie, maar Dawid klomp vroue gehad, en klomp kinders gehad, en het goed gegaan in Dawid se lewe, met al sy girls en vrouens en alles het alright gaan. Tot eendag toe hy bo op die dak staan, en kyk hoe Batsheba bad, ons almal weet, begin sy moeilikheid. En moord, en oorspel, en al die goed wat daarmee gepaard gaan, leuns. En die einde van Dawid se storie is, net jy moet verder lees, die einde van Dawid se storie is, hy verloor sy vrymoedigheid, oor al sy regrets. Ja, God het hom vergewe, maar Dawid voel nie vergifnis nie. Hier is die groot verskil met mans. Ons egos is so sterk, dat ons voel nie vergifnis nie. Ja, ons weet die Here het ons vergewe, en ons hoop ons sal eendag hemel toe gaan, maar, man, ek het hom droog gemaak al in my lewe. My kinders kan nie my voorbeeld volg. Ek raak, nee man, 'n mens maak nie so droog. Ja, ons is so hard op onsself dat ons voel nie vergifnis nie. Dawid voel nie vergifnis nie. Hoor wat gebeur in sy huis. Een van sy oudste seuns, Absalom, ek dink hy was sy oudste seun. Absalom is op pad om die opvolger te word, en 'n klomp stories en goeters in Absalom se lewe. Absalom sal in sy vroeë 30's, sy pa het nou net hierdie nuwe tannie in die huis gekry met 'n klein babatjie, Salomo, en hy gaan die wyse man word en al hierdie goed. En Dawid het nie vrymoedigheid om Absalom in die oë te kyk. Jy hoor wat gebeur in sy huis, in Dawid se huis. Tamar, een van sy dogters, Absalom se sussie, word deur 'n halfbroer verkrag. En Dawid doen niks. En Absalom stuur vir sy pa boodskap, sê pa, jy moet optree. Dus ons kan nie hierdie goed laat toelaat gebeur hier in ons huis nie. En Dawid doen niks, hoekom nie? Hy probeer vir sy kind terug sê, "Jesus, weet jy wat het jou eie paal aangevang? Ek is self nie so onskuldig nie. Ja, ek weet die Here het my vergewe, maar ek het net nie die guts en die boldness om heads on en hierdie dinge in te klim en ouens uit te sort en te raas en dit nie. Kyk wat doen ek." En as gevolg van die gebrek aan vrymoedigheid, as gevolg van spyte en verwyte en regrets, tree Dawid net nie op. Hierdie storie vererger so, laat Dawid vir jare nie met Absalom praat nie. Gaan lees, ek het dit daar, 2 Samuel 14, gaan lees die hele storie van arme Absalom se lewe. Naderhand brand hy die koringlande van Israel af.
om sy pa se aandag te kry. En jy wonder hoekom het jou kind die gordyn aan die brand gesteek. Nou weet jy, okay? Hy soek net bietjie aandag. Hy wil net bietjie met jou praat. Hy wil net hê, dan moet bietjie one-on-ones wees. En Absalom doen al hierdie goed. Nou, ek het daar vir jou 2 Samuel 14:32. En Joab moet nader aan die koning smeek en sê, sien net vir Absalom. En uiteindelik sien Dawid en Absalom mekaar, val voor mekaar, soen mekaar, druk mekaar. Maar het was van korte duur. En ons almal weet wat het gebeur. Absalom staan toe op teen die koninkryk. En ons oorlog. Absalom hang in die takke. Absalom word doodgemaak. En Dawid ween. Jy sien, hier is die ding. As ons vrymoedigheid gesteel word, dan kan ons nie meer sê, volg my nie. Al wat Absalom wou gehad het, was 'n pa wat sê, volg my. Maar as gevolg van al hierdie skuldgevoele, al hierdie foute wat ons maak, al hierdie harde lewe, hierdie harde werk, hierdie harde gedryf, ek moet vir my kinders 'n toekoms bou, ek moet geld in die hand, ek moet rekeninge, al hierdie goed het ons net die boldness om in die regte area vir ons kinders te sê, volg my nie. Lees saam met my Bybel, bid saam met my nie. Nou jy vra my dalk, nou, wat doen nou met al hierdie regrets? Ek dink persoonlik 2 goed wat ek daarmee doen nie. Een is lesse. Ek probeer om net dieselfde fout 2 keer te maak nie. Goeie Gert. Ek bedoel, dis lesse. Dom besluite, dom keuses, dom tydbestuur, meer kwaad word, al hierdie goed. Ek probeer om dit nie 2 keer te doen nie. At least, come on, werk aan en sê, dit was 'n les, het jy gesien die effek daarvan? Kyk, die vrug van sonde is altyd die dood. Iets en iemand kry altyd seer as ek droog maak. So, come on, dink wat jy doen. So, vat al hierdie hartseer goed in jou lewe en vat dit as les. En nou moet ek by sê, daar's baie mans wat wel suksesse bereik en al hierdie goeders. En hulle is vinnig om vir hulle kinders te sê, volg my geld, volg my koninkryk, volg dit wat ek vir jou opgebou het. Maar hulle is baie stadig om te sê hoe hulle daar gekom het en die lesse wat hulle betaal het om daar te kom. Baie stadig om te sê hoe seer was dit en hoe wie hulle getrap en wat die wrokke of die wrakke wat daar agter dit lê. So is baie gevaarlik om net te sê, volg my as dit oor sukses gaan. Dit is baie beter om te sê, volg my as dit oor pyn gaan en brokenis gaan. So leer die lesse en leer die lesse. Die tweede ding wat jy met al hierdie regrets en hierdie goed doen, vat dit na Jesus toe. En hier is 'n groot punt, mense. Vat dit na Jesus toe en treur en ween en berou. En bely jou sonde, laat jy goed huil en jammer sê. Want hier is die mooi ding. As jy leer om al jou foute na Jesus toe te vat, daar gaan 'n dag kom, wat jy vir die kind gesê het, volg my, wat jy hom gaan moet help, om al sy foute en sonde, ook na Jesus toe te vat. En ek dink dis die mees kosbaarste dag in enige menselewe, as jy op 'n bed of 'n stoel of iewers sit, en jou seun of jou dogter sit langs jou, en hulle huil dat die snot so loop oor hulle sonde, en jy kan saam met hulle huil, en Jesus aanneem. En jy het dit al persoonlik in jou lewe meer as eenmal gedoen, jy ken die pad, en jy kan jou kinders die pad na Jesus toe wys. Jy sien, as jy nie die pad ken om jou sonde te bely en te breek nie, as jy nie die pad ken nie, gaan jy hom nie vir jou kinders, ek sal nooit vergeet, 'n paar jaar terug, kom 'n man na kerk na my toe met sy dogtertjie, en hy sê vir my, oor, sy is so geraak deur die preek, sy wil Jesus aanneem, kan jy haar nie gou help hê? Ek sê, nee, sekerlik, ons sal haar help, en ons vat haar hiernatoe in die gebedsspan. Ek staan by die pa, ek sê vir hom, hoekom doen jy dit nie? Hy sê, ek kan nie. Ek ken die gesin vandag nog, ma en pa is toe uit mekaar uit, is toe geskei. Jy sien, omdat ons met sonde en regret sit, en ons nie self die pad stap, kan ons dit nie na ons kinders toe vat nie. Moet 'n wildvreemde oom en tannie wat werk by die kerk, sy dogtertjie help om Jesus aan te neem, want pappa kan dit nie self doen nie. Jy sien, hier's my en jou challenge in die lewe. Ek moet eers self die broken pad stap. Ek moet eers self al my sonde en skuldgevoelens, ek moet eers self al hierdie goed wat my weghou, van volg my na Jesus toe. Al hierdie goed moet ek self eers vat. Jy sê nie vir jou kinders, volg my na Jesus toe, pappa het 'n perfekte pad nie. Jy sê, volg my na Jesus toe, deur pappa se brokenis. Deur pappa se eie foute, pappa se eie lesse, maar volg my nog steeds, want jy gaan ook daai foute maak.
En dan het jy 'n pa wat sal kan luister en verstaan. En saam met 'n kind kan bid. So ek sê nie wees volmaak nie, ek sê nie wees perfek nie. Ek sê net vat jou, leer om jou regrets na Jesus toe te vat. En leer om dit in jou storie te hou, nie om dit weg te gooi nie. Nie om dit weg te steek nie. En jou kinders dink, my pa maak nooit foute nie, laat hulle sien. Wat doen jy met jou foute? En hoe vat jy dit na Jesus toe? So hier's net, ek dink as Dawid net Absalom ge-involve het in sy journey en sê, ja, pa droog gemaak, maar en ek moet bely en ek moet deur my sonde gaan en ek sukkel om vergifnis te kry, dan, hoor gou mooi, dan was die hele geskiedenis van Israel anders. En na hierdie tyd van Dawid se lewe, toe Salomo koning word, toe skeer Israel. Toe breek al 2 spanne en 10 spanne weg en die volk Israel is verskeer en hulle begin oorlog hou teen mekaar en Israel het amper nooit weer by mekaar gekom nie as gevolg van die skering van 'n pa wat nie kon sê volg my nie. En ek dink is presies waar Suid-Afrika nou sit. Ons het nie manne wat vir kinders en vir gemeenskappe kan sê volg my nie. Volg my na Jesus toe, volg my in Jesus soos ek Jesus volg. So ek hoop jy sien, die effek is groter as net mamma maak die kinders groot en pappa werk hard. Die effek is huge op ons land, op ons gemeenskap, op ons mense. Dit is huge op ons communities, dit is huge op alles wat ons doen. Paulus sê, volg my. En ek stuur vir julle Timoteus, hy gaan julle nog help daarmee, want hy volg my al, en ek weet, hy gaan sê wat ek sê en doen wat ek doen, en dit gaan fyn wees, volg ons. Ek droom van 'n dag en 'n tyd, wanneer ons nie net een kan sê, volg my nie, maar wanneer ons kan sê, en volg hierdie kinders, want hulle het goed geleer, en ons is 'n generation op generation op generation, wat kan sê, volg my, soos ek Christus volg. Ek en jy moet ontslae raak van die skuldgevoelens. Ons moet leer hoe om daarmee te werk. Ons moet dit in ons stories hou en ons moet vir ons kinders kan sê, volg my na Jesus toe. Kom ons sluit af. Andries, hoe werk ek aan my vaderskap sodat ek vir my kinders, sodat ek man of vrou, maak nie saak nie, sodat ek vir my kinders, sodat ek vir my community kan sê, volg my. Hier is vir my die groot kruks van die storie. Hoor mooi. Die vraag is, wie volg jy nou? Want jy word soos die een wat jy volg. Nou baie mans, vrouens sal hier sê, hoe nie ek volg Jesus? En my woord aan hulle sal wees, rarig. Hoe volg jy Jesus? Jy sien, Paulus skryf hier, hy sê, julle het 10,000 leermeesters gehad. En ek dink ons leef vandag in 'n tyd, waar elkeen van ons hier, ons piek vir ons leermeesters. Kom aan, en geld, jy het 'n ryk oom, 'n ryk buddy, 'n ryk dit, 'n ryk bank, of wat ook al, jy het iemand ryks na wie jy opkyk. Ek het so 'n stokperdjie in die wildbedryf, en ek kan vir jou van die 3, 4, 5 grootste wildboere in Suid-Afrika se name, nommers, alles gee. Ek volg hulle is my leermeesters. Ons het leermeesters. Wie is jou leermeester? Kom aan, in rugby, wie is jou leermeester? Frans Lurke, kom aan. Nee, ek moet net probeer. Alistair, né? Johan Ackerman, wie? Hey, daai ou ken rugby, hy is my leermeester. Ha? Ons het leermeesters, wees eerlik. Ons sal dit nooit erken nie. Maar as mense met opinie na wie ons luister. Paulus sê al, het julle 10,000 leermeesters. Maak seker jy het net een Vader. En ek wil dit nou heeltemal vergeestelik. Maak seker is Jesus. En hoe weet jy wie is jou leermeester? Hoe weet jy wie is die een wat jy volg? Kyk die hoeveelheid tyd en gesprekke wat jy met hom het. Bottom line. Nie wat jou intensies in jou hart nie. Nie wat jou Sondagoggend Christelike gewete. Andries, ek volg Jesus. Rarig. Hoekom het jy dan 2 weke laas met hom 'n one-on-one gehad? Oor jou keuses, oor jou geld, oor jou huwelik, oor jou kinders. Jy sien, ons kan nie omflous en sê ek volg hom, as ek weke laas met hom gepraat het nie. Ek kan nie sê ek volg hom, en dan is ek vroeg in die gym, besig, vroeg op kantoor, besig met die deals, besig, en ek sê ek volg Jesus. Kom ek sê vir jou, jy volg Jesus as jy stil sit en luister en vra en hom volg. Dan volg jy hom. Voordat jy goed doen, voordat jy goed sê, voordat jy gaan werk, voordat jy besluit, voordat jy betaal,
voordat jy kwaad word, voordat jy enigiets, volg jy iemand. En sit jy stil en vra hom, waartoe gaan u? Wat is u wil? Bereik u doel met my lewe, o Here, ek wil u volg. En ek wil hierdie met baie versigtigheid sê, ek ken baie min mans en vrouens en ek en kluis, wat regtig Jesus volg. So jy sorteer jou vaderskap uit, deur eers self uit te figure wie jy volg. En as jy kan eerlik sê, ek probeer my genuine best om hom te volg met my hele hart, siel, verstand en al my krag, probeer ek genuine Jesus volg. Dis my eerste gesprek in die oggend, dis die eerste boek wat ek lees, dis die eerste gebede in my lewe, dis die grootste gebede, dis die grootste gesprekke, 1 keer, 2 keer, 3 keer, 10 keer 'n dag, ek soek hom regtig. Yes. Dan volg jy hom, en dan sê jy vir 'n generation, volg my, soos ek Christus volg. En ek begeer dit, ek wil daar wees, ek wil so leef. Ek wil my klein seentjies en my dogter groot maak met die woorde, volg pappa, volg mamma, soos ons Jesus volg. Maar dit gaan dissipline vat, dit gaan nie net gebeur nie. Ons gaan nie net eendag opstaan en agterkom, nou volg ons Jesus lekker nie. Ons moet kies, ons moet besluit, ons moet nee sê, ons moet ja sê, ons moet goed in ons lewens inbou en uithaal, ons moet goed doen, en dan kan ons sê, volg my, want die hoofdoel van vaderskap of ouerskap is hierdie woorde, volg my. So as ek jou vra, hoe doen jy met ouerskap vanoggend? Dan vra ek nie hoeveel punte kry jou kind, en hoeveel professionele klere het jou kind, en hoeveel geld maak jou kind nie. Ek vra, hoe doen jy met ouerskap, en vra ek jou, kan hulle jou volg na Jesus toe? Ken jy die pad, om vir hulle die pad te wys? So dis die kruks van ouerskap. Volg my. Ek sal net hulle gaan vir ons 'n lied doen, en ek en jy moet eers self besluit, wie gaan ek volg met my lewe? En hoe gaan ek Jesus volg? En gaan ek hom net in woorde volg, gaan ek hom net in godsdiens volg, gaan ek hom net Sondag volg? Of gaan ek hom genuine begin volg met my hele hart, siel, verstand en al my krag? Gaan ek hom genuine volg en soek in die oggend, soek in besluite, soek voordat ek goed doen? Gaan ek hom genuine volg en vir 'n gemeenskap sê, volg my soos ek Jesus volg, mans en vroue. So daar waar jy sit, besluit jy eers, wie gaan jy volg? En dan vra ons in hierdie lied, vra ons vir Jesus, Here, ons het U nodig. Ons het nodig dat U ons leer en lei. Ons het nodig dat Jesus beheer kry, en ek wil hom sien en hom hoor, sodat ek hom kan volg. Kom ons luister na die lied. As storms my dryf, ek rigting verloor, ek van die veilige hawe wegdryf, tot niemand my hoor, net donker om my, net 'n dowwe spoor, waar geen hoop vir my oorbly en vrees my deurboor. Here lei my, neem besit van my lewe. Heer, ek vra U op my knieë om te vergewe. Bly net by my, lei my. Ek het verdwaal, van die almag vervreem, gedink ek kan elke besluit sonder U neem, en elke versoeking was geen probleem, en elke waarskuwing van U het ek te lig opgeneem. Heer, lei my, neem besit van my lewe. Heer, ek vra U op my knieë om te vergewe. Bly net by my,
sluit ons so. Ek wil saam met mense bid hier in die gebou, mense wat stream, TV kyk oral waar ons hierdie programme uitsaai. Ek wil saam met mense bid wat eerlik wil sê, ek wil Jesus volg. En ek wil om my kan kyk vir mense, kinders, gemeenskappe en sê, volg my soos ek Jesus volg. Maar ek wil hom genuine begin volg. Kom ons sluit ons so en ons bid saam. Hemelse Vader, U ken elke hart, elke persoon hier wat sê, volg ek regtig Jesus? Is ek regtig besig om met my hele hart, my hele siel, my hele verstand en al my krag 'n volgeling van Jesus te wees? Kan ek regtig vaderskap, ouerskap toepas as ek nie Jesus volg nie? Waartoe vat ek my kinders? Waartoe vat ek hulle die toekoms in as dit nie Jesus is nie? Here, daarom begin ons by onsself en sê, Here, ek wil daaraan werk om 'n beter volgeling te wees. Ek wil daaraan werk in ritme, in dissiplines, in stilte, in die woord, in gebed, dat U met my hart kan werk, dat U met my lewe kan werk, en dat ek my kinders in 'n gemeenskap op hierdie selfde journey kan vat, en soos Paulus sê, volg my, soos ek Christus volg. Here, en dan die vraag, wat doen ek met al hierdie skuldgevoelens? Here, dankie vir die skrif wat beloof, U is getrou en regverdig om my van alle ongeregtigheid te vergewe. En Here, alle mans wat hier sit, en vrouens wat hier sit, met skuldgevoelens, met regret, spyt, wat verwyd het, wat sê ek sal dit nooit kan doen nie, ek sal nooit dit reg kry, ek sal nooit 'n goeie geestelike mens of leier of iets kan wees nie. Here, dankie dat die bloed van Jesus ons nou reinig, want in ons eie krag kan ons hulle nêrens heen vat nie, in ons eie krag moet niemand ons volg nie, in ons eie krag gaan dit net moeilikheid wees. Here, in my eie krag gaan ek hulle van die wal af in die sloot in lei. Maar Here, deur die bloed, deur die krag van die Heilige Gees, deur genade, deur die woord, deur U liefde nou in my, kan ek sê, volg my. En dis wat ek bid vir elke man en elke vrou hier, om te leer hoe om hulle sonde, hulle spyt, hulle verwyte, hoe om dit na 'n genadige Vader te vat, wat hulle kan vergewe. Dankie daarvoor, Here, help ons om vergifnis te beleef, vry te kom van skuldgevoelens, en Here, met vrymoedigheid te kan sê, volg my, soos ek Christus volg. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Kom en word verheerlik.